gaan nou in Handelinge 24 aangaan. Nou laasweek het ons gekyk na Paulus, wat 2 weke terug is Paulus gevang, en toe kom die man oor 1000 te weet dat hulle Paulus wil doodmaak. 40 mans het 'n eed afgelê dat hulle nie gaan eet of drink, totdat hulle nie Paulus doodgemaak het nie. En toe stuur die man oor 1000 vir Paulus na Caesarea toe, om voor Felix te verskyn, en dit is waar ons nou vandag is, in Handelinge 24, waar Paulus voor Felix verskyn. So lees saam met my. En 5 dae daarna het die hoofpriester Ananias met die ouderlinge en 'n sekere advokaat Tertullus afgekom en Paulus by die goewerneur aangeklaag. En toe hy opgeroep is, begin Tertullus hom beskuldig en sê, dat 'n groot vrede deur u, hooggedeelde Felix, ons tot te beurt val, en dat daar hervorminge deur u voorsorg in elke opsig en oral vir hierdie nasie tot stand kom, neem ons met alle dankbaarheid aan. Maar om u nie te lank op te hou nie, versoek ek u om ons in u vriendelikheid kortliks aan te hoor. So interessant hier, so hy sê, hulle gaan af van Judea af. Nou, of Jerusalem af. As julle daar sal lees, hy sê, 5 dae daarna het die hoofpriester Ananias met die ouderlinge 'n sekere advokaat afgekom en Paulus by die goewerneur aangekla. So, as jy kyk na Jerusalem, is Jerusalem eintlik laer, as jy na 'n kaart kyk, as Caesarea. Nou, hoekom het hulle afgekom na Caesarea toe? As jy na die topografie kyk van Jerusalem, alles beweeg, of van Israel, alles beweeg op na Jerusalem toe. So Jerusalem is die hoogste dorp wat daar is. Alles anderste is laer. So as hulle sê ons het afbeweeg, dan is dit as gevolg van die hoogte bo seevlak, hoekom hulle dan afbeweeg het. Maar wat is vir my interessant is, 5 dae nadat Paulus daar aangekom het, toe kom die beskuldigers daaraan. Ananias, die hoofpriester, met 'n advokaat. Maar dis nie wie daar moet eintlik wees nie. Daar's 'n paar ander mense wat aanklagtes gehad het oor Paulus, maar ons lees nie van hulle nie. So in plaas van dat hulle die mense bring wat voel dat Paulus hulle te nagekom het, bring hulle vleiende woorde. Want hoor wat sê hulle vir Felix, hulle probeer hom paai en sê, ag, onder jou leierskap het al hierdie goeters gebeur, so ons wil nou nie baie van jou tyd mors nie. Hoor net hierdie situasie uit. En hulle bring 'n gladde mond om te kom en eintlik Felix te draai na hulle toe, om te sê hoekom hy nou na hulle moet luister. 'n Gladde woord vat die waarheid en dit verdraai dit net 'n bietjie. En ons gaan nou lees wat hulle sê van Paulus. 'n Gladde woord is om jou eie selfsug in te bring met 'n plan wat jy wil bewerk. In Romeine 16 vers 17 tot 19 lees ek iets baie interessants rondom gladde woorde, vleiende woorde. Romeine 16 vanaf vers 17. En ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog, wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en vermy hulle, want sulke mense dien nie ons Here Jesus nie, maar hulle eie buik, en hulle verlei deur hulle vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. Want julle gehoorsaamheid het algemeen bekend geword. Daarom verbly ek my oor julle, en ek wens dat julle wys mag wees teenoor wat goed is, maar onskuldig teenoor wat sleg is. Hulle vleiende woorde, en hulle verlei deur hulle vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. Wat bedoel Paulus daarmee? Jesus praat op 'n kol, hy sê, wees soos die kinders, hê geloof soos 'n kind. 'n Kind glo eenvoudig. Hy maak nie 'n ding ingewikkeld nie.
Maar dan kom daar mense met vleiende woorde, met groot planne en allerhande dinge, en hulle kom draai die een fout, verdraai die een fout wat daar is en wat Jesus kom doen het, en hulle wil ander goeders bybring. Hierso sien ons waar Paulus aangekla word, maar hulle verdraai maar net van die woorde. Hoor wat beskuldig hulle Paulus van in vers 5. Want ons het gevind dat hierdie man 'n pes is, 'n verwerker van oproer onder al die Jode in die wêreld, en 'n voorman van die sekte van die Nasareëners, wat self probeer het om die tempel te ontheilig. Ons het hom gevange geneem en wou hom volgens ons wet oordeel, maar Lysias, die owerste oor 1000, het gekom en hom met groot geweld uit ons hande weggeneem, en bevel gegee dat sy beskuldigers voor u moet kom. Van homself sal u na ondersoek kennis kan verkry van al hierdie dinge waarvan ons hom beskuldig. En die Jode het ook saamgestem en gesê dat dit so was. So hulle kry hierdie man, Tertullus, om hierdie goed te sê, en die Jode sê ja, dis wat Paulus gedoen het. Nou kom ons werk daai net so 'n bietjie deur. Hulle sê hy's 'n verwerker van oproer. Is daar enige gedeelte waar Paulus gegaan het, waar sy plan was om oproering te bring? Nie wat ek so ver gelees het in die hele Handelinge waar Paulus gegaan het nie. Voor sy bekering, ja, hy het gaan moeilikheid maak. Hy het chaos veroorsaak in die kerk, maar nie na sy bekering nie. Hy het gegaan en die woord gedeel. En wanneer mense nie wou hoor nie, wanneer hulle nie van gehou het wat hy gesê het nie, dan het hulle oproering veroorsaak. Nie Paulus nie. So daar was 'n oproering, maar wat doen hulle? In plaas van om te sê, nee, ons het nie gehou van wat hy gesê het nie, toe maak ons moeilikheid, sê hulle nee, Paulus is die ene wat die moeilikheid maak. So hulle vat 'n bietjie van die waarheid en hulle meng dit met leuns, sodat Paulus sleg moet lyk. Is dit nie wat die duiwel doen nie? Toe die duiwel vir Eva verlei het hy net 'n bietjie van die waarheid gaan verdraai. Net 'n bietjie twyfel kom inbring. Dit is hoe die duiwel funksioneer. Ons sien dat hulle sê hy is die leier van 'n sekte van die Nasareëners. Paulus is nie 'n leier van niks gewees nie. Oralste waar Paulus gegaan het, het hy mense opgerig en dan het hy aanbeweeg. Hy het gekom na Jerusalem en hy het nie mense kom probeer van leiding vat van enigiets nie, maar hier wil hulle hom beskuldig. Want die probleem is, hulle sê dat Paulus 'n probleem maak, nie net vir die Jode nie, maar ook vir die Romeine. Maar ons sal sien dat dit nooit die geval was onder die Christene nie. Verder sê hulle, Paulus wou die tempel kom ontheilig, want hy het 'n ongelowige ingebring, 'n heiden ingebring. Paulus het dit nooit gedoen nie. Hulle beskuldig hom van dit, maar hy het dit nooit gedoen nie. Inteendeel, toe Paulus in Jerusalem aankom, vra hulle vir hom, luister, ons sit nou met 'n probleem, ons sien al die werk wat jy gedoen het onder die heidene, maar die Jode vra nou, is jy nog steeds 'n Jood? Volg jy nog steeds die wette? En Paulus sê, okay, kom ek gaan saam met julle vir 7 dae, gaan ek nog steeds die wette onderhou. Ek gaan saam met julle in hierdie seremonie deel. En hy wys vir hulle, ek het nie wegbeweeg van dit wat God begin het nie. En daarso is dit nie vir hulle goed genoeg nie. Hulle kom en hulle kom beskuldig hom. Hulle kom en hulle oordeel Paulus. Hulle sê, ons wou Paulus veroordeel het volgens ons wet. Nou toe Paulus voor Ananias verskyn het, gee Ananias die opdrag dat hulle hom moet slaan in die mond. Dit gaan teen die wet van die Jode. So hulle wou hom nie regtig volgens hulle wet veroordeel nie, of oordeel nie. Hulle wou hom volgens hulle begeertes veroordeel. Verder sien ons dat hulle sê, Lysias, die man oor 1000 was die probleem gewees, want hy het met geweld gekom om Paulus uit te vat. Lysias het nie. Die Jode wou Paulus doodmaak, hulle het met geweld gekom. Daar's 'n gedeelte wat sê, as Lysias nie ingekom het nie, sou hulle Paulus uitmekaar uitgeskeer het. Maar hulle sê, nee, Lysias kom in. Hoor julle hoe verdraai hulle hierdie storie? Nee, dis wat ons sê gebeur, en al die Jode, ja, nee, dit is presies wat hy gedoen het.
Hulle probeer heeltyd net die blame skuif, nie verantwoordelikheid vat nie. Want wat gebeur wanneer ons gekonfronteer word met waarheid? Jy kan nie neutraal bly nie. Daar moet aksie gebeur. En hulle is gekonfronteer met waarheid, en hulle kies om dit nie te aanvaar nie. Hulle kies om dit te verdraai vir wat hulle wil hê moet gebeur. Kom ons kyk hoe antwoord Paulus hulle. Vers 10. Ja, dit is nou, waar ons is, vers 10. En nadat die goewerneur vir hom gewink het om te praat, het Paulus geantwoord, omdat ek weet dat u oor hierdie volk al baie jare lank regter is, verdedig ek my saak met goeie moed. Aangesien u te wete kan kom dat dit nie meer as 12 dae is vandat ek opgegaan het om in Jerusalem te aanbid nie, en hulle het my nie in die tempel gevind besig om met iemand te praat of opstand van die volk te verwek nie, en ook nie in die sinagoges of in die stad nie, en hulle kan ook die dinge waarvan hulle my nou beskuldig nie bewys nie. Maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe is, en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as onregverdiges. Paulus vlei glad nie vir Felix nie. Hy sê, ek weet jy regeer. En dis hoekom ek hier staan, en ek gaan my getuienis kan deel. Hy probeer nie met mooi woordjies kom en 'n storie vertel, om sy saak te staaf nie. Hy stel 'n feit, en hy gaan aan. Hy sê, julle het geen bewyse vir dit wat julle my oor aankla nie. Daar's niks bewyse wat julle my oor wil aankla nie. Al wat julle doen is, julle kom verdraai dit. Paulus sê vir hulle, dat daar's een ding wat julle my oor kan aangekla het. En dit is wat ek gesê het oor die dooies, wat op gaan staan, die regverdiges en die onregverdiges. Dis wat hulle 'n groot probleem oor gehad het, van die fariseërs en die sadduseërs. En as julle dit gemis het, ons het laasweek daaroor bedien. Maar hy sê, wie is hy? Paulus sê, wie ek wel is. Want hier kom hulle met al hierdie leuns, en hulle kan niks van dit bewys nie. Hy sê, maar wie is ek? Hy sê, ek is 'n man wat die weg volg, wat hulle 'n sekte noem. Maar ek volg hierdie weg. En Christene was bekend as die mense van die weg. Want Jesus sê, ek is die weg en die waarheid. En hulle was bekend as mense wat hierdie weg gevolg het. My vraag aan jou is, volg jy werklik Jesus? Stap ons die pad wat hy van ons vra om te stap? Want die pad wat Paulus gestap het, soos wat hy Jesus gevolg het gelei na hierdie plek waar hy homself nou bevind. En ek wil vir jou sê, as jy die pad gaan stap wat God vir jou het, gaan dit nie altyd lekker wees nie. Dit gaan nie altyd gemaklik wees nie. Maar ek waarborg jou, dit gaan die moeite werd wees. En ek waarborg jou, jy gaan dit nie alleen stap nie. God stap dit saam met jou. Paulus gaan verder, hy sê, ek glo die profete en die wette van Moses. So wat sê Paulus? Hy sê, ek glo die hele Ou Testament. Ek glo die hele Bybel wat hulle gehaat het. My vraag aan jou is, glo jy die Bybel in totaliteit? Want die probleem wat mense het met die Bybel, is nie dat die Bybel homself weerspreek nie. Die probleem wat mense met die Bybel het, is dit weerspreek hulle lewe. So daar steek iets van die Bybel dwars in ons, en dan sukkel ons met dit. En in plaas van om die ding uit te sorteer en reg te kry, sê ons nee, hierdie maak nie sin nie, ek stem nie met hierdie saam nie. En so gaan dit aan, want die Bybel weerspreek homself nie. Dit weerspreek net baie keer my en jou en die wêreld se lewe. En dan sê Paulus, ek glo, eendag gaan daar 'n opstanding wees van die dooies. En daar gaan die regverdiges en die onregverdiges gaan staan voor God. Ek wil vir jou vra, glo jy dat God regverdig is? Is dit iets wat jy in jou wese glo, dat God 'n regverdige God is?
En as jy dit doen, of as jy sê jy glo dat God regverdig is, dan wil ek jou die vraag vra, glo jy dat God regverdig gaan oordeel oor elke liewe persoon wat lewe en wat al gelewe het en wat nog gaan lewe? Gaan hy regverdig oor jou lewe oordeel? Ek glo hy gaan. Maar ek het baie keer vra, wat as daar met iets met iemand gebeur het? My oupa het geglo in Israelvisie. En dit is nie enigiets te doen wat die Here verheerlik nie. Dit gaan teenstrydig met die woord. En hy het daai pad gestap. En hy het soveel in dit geglo dat my ouers op 'n kol gesê het, ons kinders kan nie meer by jou kom kuier nie, want dis al waaroor jy wil praat. As jy nie oor hierdie goeie sal praat nie, dan kan hulle kom kuier. En my oupa is oorlede, en ek het myself die vraag gevra, waartoe is hy? Hemel of hel? En ek het lank met hierdie ding gewroeg. En toe sê die Here net eendag vir my, Johan, vertrou jy dat ek regverdig is? Vertrou jy dat ek jou oupa regverdig sal oordeel? En waar hy ook al opeindig, gaan regverdig wees. Niemand van ons gaan eendag kan sê, dit was nie regverdig nie. Ons is geneig om baie maklik te kan sê, dat dit wat nou gebeur het met my is onregverdig. Maar God is regverdig, en ons moet eerder ons gedagtes verander om te sê, Here, ek weet nie hoekom het hierdie nou met my gebeur nie, maar ek weet U is regverdig. Ek weet U sal die situasie reg laat uitwerk tot eer en verheerliking van U naam. Paulus deel 3 goeters. Hy sê, ek volg hierdie weg. Hy sê vir hulle, ek glo in die Ou Testament. En hy sê vir hulle, ek glo in die opstanding van die dooies. En hy sê iets dan vir hulle in vers 16, as gevolg van hierdie goeters, want hy sê, daarom oefen ek my ook, om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. As gevolg van hierdie 3 punte, wat Paulus nou net deel, sê hy, daarom strewe ek daarna, om 'n rein gewete voor God en voor mense te hê. So wat sê Paulus hierso? Paulus sê niks minder as wat Dawid al gesê het. Hy sê, deursoek my hart en kyk of daar enige ongeregtigheid is in my. Toe Dawid gekonfronteer was deur die profeet Nathan as gevolg van Batseba, toe gaan hy onmiddellik en hy gaan berou voor die Here. Hy het dit nie probeer gaan regverdig en regmaak nie. Hy het gaan berou, dit voor die Here gebring. Is dit my en jou hartsbegeerte? Om rein 'n rein gewete te hê voor God en voor ander mense? Dis nie altyd maklik om dit te doen teenoor ander mense nie. Ek dink dit is makliker vir ons om dit te doen teenoor God, want nie almal hoef te weet van dit nie. Ons kan dit in ons binnekamer gaan doen, daar waar niemand hoef te weet nie. Maar wanneer ons dit teenoor iemand moet gaan doen, dan is dit bietjie moeilik. Maar is dit ons hartsbegeerte om na mense toe te kan gaan en sê, weet jy wat, ek besef, ek het hierdie teenoor jou gedoen en dit was nie reg nie, of ek het dit gesê. En ek kan nie met 'n rein hart voor God wil staan, maar ek wil nie met 'n rein hart oor mense wil wees nie. Ons moet seker maak dat ons 'n rein hart het teenoor God en teenoor mense, in albei die gevalle. Kom ons sien wat gebeur verder in vers 17 tot 21. Maar na baie jare het ek gekom om aan my volk almoses te bring en offers, en terwyl ek hiermee besig was, het sekere Jode uit Asië my in die tempel gevind, nadat ek geheilig was, nie met 'n skare of met 'n opskudding nie. Hulle behoort hiervoor U te wees, om beskuldiging in te bring as hulle iets teen my het. Of laat hierdie manne self sê of hulle enige onreg in my gevind het, toe ek voor die raad gestaan het, behalwe oor hierdie een woord, wat ek uitgeroep het, terwyl ek onder hulle gestaan het, naamlik oor die opstanding van die dode, staan ek vandag by U voor die gereg. So wat sê Paulus hierso? Hy sê die Jode wat uit Asië my beskuldig het, wat 'n aanklagte gehad het teen my, waar is hulle?
Hulle is nie hierso nie. So die enigste rede hoekom ek hierso is oor die feit dat ek sê, daar's 'n opstanding van die dode. Dis hoekom Paulus daar staan. Maar waar kom Paulus aan daai siening? Kom ons lees in Daniël 12 vers 2, waar kom Paulus aan daai siening? Nou Daniël is 'n baie interessante boek. Maar ek wil net hê, hierdie is baie duidelik. Ons hoef nie hier te wonder of te vra hoe dit alles lyk nie. Daniël 12 vers 2 sê dit baie duidelik vir ons. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. So hy sê, dis duidelik. As gevolg van die stelling wat Daniël maak, gaan daar 'n opstanding wees van die dode. En van hulle tot sommige tot groot smaad vir ewig afgryslik en ander tot ewige lewe. Daar's een van twee plekke waar mense op gaan eindig eendag. Daar's nie 'n middeweg nie, daar's nie 'n derde of 'n vierde of 'n vyfde plek nie. Daar is een van twee plekke en almal gaan eendag voor God staan. Van gelowiges, nie tot veroordeling nie, maar tot die vraag te vra, wat het jy gedoen met dit wat ek vir jou gegee het? Hoe lyk jou lewe? En dan gaan die ongelowiges voor God staan, tot ewige oordeel vir dit wat hulle gedoen het. Dit is baie maklik vir hierdie Jode om 'n storie te vertel het van Paulus en dit heeltemal te verdraai het. En dit is baie maklik vir ons as mens wanneer ons leed aangedoen het, wanneer iets met ons gebeur het, om ons weergawe te deel met ander mense. Maar dit is nie noodwendig die volle waarheid nie. Almal van ons kom met 'n verlede. Almal van ons het seer en pyn. Ek het al goed vir my vrou gesê, dan sê sy, so jy sê ek is nie goed genoeg nie, dan sê ek, nee, ek het net gesê die kos was gebrand. Maar dit is wat gebeur. Die realiteit is, die kos is gebrand. My vrou hoor, sy is nie goed genoeg nie. Ek het nie gesê sy is nie goed genoeg nie. Maar ons almal het vooropgestelde idees. Ons kom met sekere goeders. Nou is maklik vir my vrou om te sê, ja, ek gaan nooit goed genoeg wees nie. Niks wat ek doen is ooit goed genoeg nie. En in daai oomblik vestig daar 'n leuen van iets wat ek nooit gesê het nie. Maar ons kort die Heilige Gees om te kom en in ons harte te werk, dat ons besef, dis nie altyd wat gesê word nie. Ons luister nie altyd om te hoor nie, ons luister om te antwoord. En daar is 'n groot probleem, wanneer ons nie hoor wat iemand anders te probeer sê nie. Maar ons wil 'n agenda dryf, ons het 'n plan, en ons luister net om tot op daai plan te kom. Nou wat doen Felix verder? Kom ons lees vanaf vers 22 en 23. Toe Felix dit hoor, het hy hulle saak uitgestel, alhoewel hy noukeurig genoeg met die dinge van die weg bekend was, en hy het gesê, wanneer Lysias, die owerste oor 1000 afkom, sal ek julle saak ten volle ondersoek. En hy het die hoofman oor 100 beveel om Paulus te bewaak, maar dat hy verligting moes hê, en dat hy niemand van sy eie mense moes verhinder om hom te bedien of te besoek nie. So, hierso staan daar dat Felix eintlik uitspraak kon gee, want hy sê, alhoewel hy noukeurig genoeg met die dinge van die weg bekend was, so hy kon 'n uitspraak gee, maar hy wou nie. Hy stel dit uit. Hoekom stel hy dit uit? Want die groot doel van die goewerneur oor Jerusalem of Israel was dat hy vrede moes bewaar. En nou sit hy met 'n man wat moeilikheid maak. En nou wil hy vrede bewaar met die Jode. En hy weet nie hoe om hierdie ding te hanteer nie, want eintlik weet hy dat Paulus onskuldig is. Paulus het niks verkeerd gedoen nie. Hy gee hom dan vryheid dat enige iemand na Paulus kan kom en met hom praat. Ons sien hier dat Felix nie wil staan vir wat reg is nie. Hy wil sy brood aan albei kante gebotter hê. Hy wil hê die dinge moet nog steeds reg loop.
Maar ons kan nie so funksioneer nie. Ons kan nie probeer om ons brood aan albei kante gebotter te wil hê nie. Want kom ons kyk wat gebeur volgende. En 'n paar dae daarna het Felix gekom saam met Drusilla, sy vrou, wat 'n Jodin was, en het Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. Maar toe hy spreek oor geregtigheid, selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword en geantwoord: gaan vir hierdie keer heen, en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Hy's gekonfronteer met Paulus se lewe, en hy wil nie 'n keuse maak nie. Hier word hy met geestelike waarheid gekonfronteer. En hy word bang, maar hy sê, gaan eerder weg. Ek wil nie besluit maak hieroor nie. Ek sal jou ander keer weer vra. Dit klink vir my baie soos die storie van Johannes, die doper, en Herodes. Nou as jy gaan kyk na die geskiedenis van Felix, het Felix ook iemand anderste se vrou gevat. Drusilla was nie sy vrou gewees nie. En dis dieselfde geval met Herodes gewees. Herodes het Herodias, wat sy broer se vrou was, gevat. En Johannes die doper het hom daaroor aangespreek. Julle weet, dit is hoekom Johannes die doper doodgemaak is. Omdat hy vir Herodes gesê het, jy kan nie met Herodias trou nie. Jy kan haar nie hê as jou vrou nie. En Herodias het georganiseer dat Johannes die doper doodgemaak moes word, as gevolg van dit. Want dit is waaroor Johannes hom aangespreek het. Nou dieselfde sien ons hierso. Nou word Felix gekonfronteer met geregtigheid. Hy word gekonfronteer met selfbeheersing, en hy word gekonfronteer met die toekomstige oordeel. En hy sê, nee, gaan eerder. Laat ons nou nie verder hieroor hoef te praat nie. Wanneer ons gekonfronteer word met waarheid, hoe reageer ons in die situasie? Kom ons lees wat gebeur verder in vers 26 tot 27. En tegelijkertijd het hy ook gehoop dat geld aan hom deur Paulus sou gegee word om hom los te laat. Daarom het hy hom ook dikwels laat haal en met hom gesprekke gehad. Maar 2 jaar het verbygegaan en toe kry Felix vir Porcius Festus as opvolger, en omdat Felix aan die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat. Is dit nie interessant hoe Felix heeltyd fokus op die vlees nie? Hy kry vir Paulus, want Paulus het gedeel, hy sê ek het geld gebring vir die nood wat die Christene het hier in Jerusalem. En nou sê hy, as jy my net 'n bietjie geld kan gee, sal ek jou laat gaan. Maar ons sien nie dat Paulus knak nie. Hy gee nie in vir dit wat Felix heeltyd voor hom hou nie. Tot sover dat toe Felix eintlik die keuse gehad het, hoe gaan hy reageer voordat hy nou weggaan, sien ons dat hy Paulus agterlos as 'n gevangene, net om die Jode tegemoet te kom. Ek wonder hoekom is Felix uit sy posisie uitgevat. Want God het 'n plan met Paulus. En ons gaan volgende week bietjie kyk na wat verder gebeur. Maar ek wil afsluit met hierdie. Baie mense hou daarvan om die goeie nuus van die evangelie te hoor. Hulle sal dit aangryp. Want hierdie goeie nuus beteken dat jy die ewige verderf kan ontvlug. Maar solank dit net nie te persoonlik raak nie. As ek hierdie goeie nuus kan aanvat, maar ek hoef niks te verander in my lewe nie, dan is dit vir my die moeite werd. Solank daar niks verandering hoef plaas te vind nie. Maar hier word Felix gekonfronteer. En hy kies om weg te draai en te sê, nee, ek wil nie meer verder hiervan hoor nie. Hoekom is dit die geval? Die goeie nuus gaan daaroor dat God gekom het en hy het 'n weg gemaak vir sondige mense om vir ewig saam met hom te kan wees. Deur dit wat Jesus aan die kruis vir elkeen van ons gedoen het. En daai wat Jesus aan die kruis gedoen het, maak dit vir my en jou moontlik om deur God se genade, deur sy krag, deur sy leiding, 'n totale lewensverandering plaas te laat vind
in ons. My lewe lyk nie dieselfde soos wat hy gelyk het voor bekering nie. As hy doen, dan vra ek myself, wat gaan aan in my lewe? Die goeie nuus word werklik net goeie nuus wanneer dit nie net 'n teorie is en 'n ideologie is nie, maar wanneer dit oorbeweeg na 'n veranderde lewe en dit het 'n praktiese uitvoering van wat gebeur het. Paulus kon nie die goeie nuus hoor wat Jesus met hom gedeel het en net so gebly het soos wat hy was nie. Daar moes verandering plaasgevind het in sy lewe. God gee ons daai vermoë. As ek nou vir jou 'n geskenk gee, jy het niks gedoen om dit te kry nie. Die vraag is, wat gaan jy met hom doen? Gaan jy hom oopmaak? Gaan jy hom gebruik? Of gaan jy hom in daai boks los, want dan beteken hy vir jou niks. As ons dalk daai boks oopmaak, van dit wat Jesus vir ons op die kruis gedoen het, dan besef ons, hy wil werklik deur jou iets groots doen. Hy wil jou lewe gebruik vir iets wat jy nie eers weet wat hy alles mee wil doen nie. Hy wil jou gebruik vir sy koninkryk en vir die plan wat hy vir jou het. Die goeie nuus van die evangelie is dit is God se geregtigheid en nie jou geregtigheid nie. God het die werk gedoen. Maar ons word geroep na selfbeheersing. En interessant, selfbeheersing kom nie uit jouself uit nie. Dis 'n vrug van die Gees. Selfbeheersing kom weer eens net van God af. Want ons moet verstaan, daar is 'n toekomstige oordeel. Ons kan nie wegskram van dit af nie. Ons gaan nie net, as jy jou asem uitblaas hier op aarde, dan is dit niks nie. Daar's 'n geestelike dimensie wat ons nie nou eers kan sien nie. En dit gaan nooit ophou nie. Maar die vraag wat ek vir jou wil vra is, hoe reageer jy as jy iets in die Bybel lees wat jou lewe konfronteer? Wat jy besef, sjoe, hierdie is 'n moeilike ding vir my om te hoor. Hardloop jy weg? Of gee jy oor aan God? Kies jy om in sy geregtigheid te lewe? Of kies jy om jou lewe te regverdig? Dis die vraag wat jy jouself moet vra. Want dit is wat Felix gedoen het. Hy's gekonfronteer met waarheid. En hy sê, ek gaan die haasepad vat. Ek wil jou hoor, maar net wanneer dit my pas. Hoe dit my pas. In plaas van om te submit en oor te gee aan God en die pad te stap saam met God. Ek wil vir jou vandag sê, jy hoef nie die antwoord op elke probleem of 'n oplossing vir alles te hê nie. God vra net dat jy gehoorsaam is. Jy sit met uitdagings in jou lewe, jy weet nie wat se kant toe nie. Hy sê, wees net gehoorsaam. Laat ek jou help in hierdie pad. Vertrou jy werklik God se hart en sal jy sê, okay Here, ek weet nie wat se kant toe nie, maar ek weet dat U is 'n goeie Vader. Ek weet nie hoe om hierdie te doen nie, maar ek vertrou U hart vir my, dat U vir my is en nie teen my is nie. Ek sal nie vra vir brood en U gee vir my 'n klip nie. Sal jy God vertrou met jou toekoms, wat jy nie eers weet hoe hy lyk nie? Sal jy hom vertrou met jou kinders se toekoms? Want dit is die grootste uitdaging vir my. Dis om my kinders oor te los aan die Here. Eendag gaan ek nie meer hier wees nie, en hulle gaan. Daai is vir my 'n moeilike ding, maar ek weet dat God is 'n goeie Vader, en ek kan hulle toevertrou aan hom. Die dag as jy gaan kies om 'n kind te wees, en nie God te probeer speel in jou lewe nie, gaan jy 'n vrede beleef wat alle verstand te bowe gaan. Die dag as jy sê, Here, ek verstaan nie alles nie, dit maak nie vir my alles sin nie, maar ek vertrou U, ek gee oor aan U, gaan daar 'n vrede in jou hart kom, wat niemand vir jou kan beskryf nie. Dit kan nie met woorde beskryf word nie. Ons is nie gemaak om God te probeer speel nie. Ons is gemaak om 'n verhouding te hê met die God van die heelal, en hom net te gehoorsaam. Daar is soveel vryheid en soveel beskerming wat kom wanneer ons net kies
om gehoorsaam te wees.